Die boodskap Levitikus hoofstuk 16, die dag van vrede. 2 van Aaron se seuns is dood omdat hulle nie op die regte manier vir die Here geoffer het nie. Die Here het daarom met Moses gepraat. Hy het vir Moses gesê: "Jy moet jou broer Aaron waarsku om nie sommer enige tyd daar agter die gordyn in te gaan wat voor die ark hang nie. Hy sal doodgaan. Ek is daarin 'n wolk wat bo die deksel hang. As Aaron in daardie deel van my tent wil inkom, moet hy 'n jong bul bring om vir die sonde te offer en 'n ram om op die altaar te verbrand. Hy moet ook eers gaan was en dan sy spesiale klere aantrek wat hy dra as hy by die tent sy werk doen. Die linne hemp, die linne broek, die gordel wat hy aansit en die hoed wat hy op sy kop dra. Hy moet ook by die volk 2 bokke kry om vir die sonde te offer en 1 skaapram om op die altaar te verbrand. Hy moet die bul wat hy vir homself gekry het nader bring na die tent toe om dit te offer. Hy sal daarmee vir sy kinders se sonde betaal en vrede maak tussen die Here en sy mense. Daarna moet hy die 2 bokke vat wat hy by die volk gekry het en hulle voor die Here by die ingang van die tent laat staan. Hy moet loetjies trek tussen die 2 bokke om vas te stel watter bok hy vir die Here moet offer en watter een hy die woestyn moet in wegstuur vir Aasel, die demoon wat in die woestyn bly. Aaron vat dan die bok wat vir die Here geloot is en slag dit om dit vir die volk se sonde te offer. Die ander bok wat bly leef het en weggestuur moet word, bring hy eers voor die Here om daardeur vrede met God te maak voor hy dit wegstuur na die woestyn toe. Hy vat dan die bul wat hy self gebring het en offer dit vir sy sonde en maak vrede tussen die Here en die mense van sy huis. Hy skep met 'n vuurpan kole wat warm gloei van die altaar af daar voor die Here en vat dit saam met 2 hande vol fyn gemaalde wierook agter die gordyn in die tent in. Wanneer hy daar binne voor die Here die wierook oor die kole strooi, sal daar 'n wolk van die wierook opstyg. Dit sal oor die deksel gaan hang wat op die houer is waarin die getuienis van God se ooreenkoms met sy volk gehou word. Hy sal die deksel glad nie kan sien nie en nie doodgaan nie. Hy vat dan die bloed van die bul wat hy geslag het en sprinkel dit 7 keer met sy vinger teen die voorkant van die versoendeksel en op die grond voor die deksel. As hy daarna die bok vir die volk se sonde slag, moet hy ook met daardie bloed agter die gordyn ingang en daarmee presies dieselfde doen as wat hy met die bul se bloed gedoen het. Hy moet ook daarvan op die grond en teen die deksel spat. Wanneer hy so maak, maak hy die deel agter die gordyn waar die Here is en sommer ook die hele tent waar hulle die Here ontmoet, los van alles wat Israel verkeerd gedoen het en van al die sonde wat hulle teen die Here gedoen het. Van die oomblik af dat Aaron en die Here deel agter die gordyn ingegaan het om vir hulle vrede by God te maak, totdat hy weer daar uitkom, mag niemand anders in die tent kom waar hulle die Here ontmoet nie. Nadat hy vir homself, sy gesin en die hele Israel vrede gemaak het met die Here, moet hy weer uitkom na die altaar toe en ook daar kom vrede maak. Hy vat van die bloed van die bul en van die bok en smeer daarvan reg rondom aan die horings van die altaar. Hy moet ook met sy vingers 7 keer van die bloed teen die altaar sprinkel. So maak hy die altaar skoon van al die vuilheid van Israel se sonde en skoon vir die Here. Sodra Aaron die Here se spesiale deel agter die gordyn, as ook die tent waar hulle die Here ontmoet en die altaar aan sy voorkant weer vir die Here afgesonder het, moet hy die bok wat nie geslag is nie nader bring. Hy sit albei sy hande op die bok se kop. Terwyl sy hande op die bok se kop is, moet hy alles bely wat Israel verkeerd gedoen het. Hy moet sê hoe moedswillig hulle is en hoe dikwels hulle nie doen wat die Here van hulle vra nie. Hy dra al hierdie verkeerde dinge op die bok oor. Iemand wat daar reg staan, moet dan die bok weglei die woestyn in. Die bok dra dan al hulle oortredings weg na 'n plek waar daar nie mense is nie. Die man jaag die bok dan aan om nog dieper die woestyn in te gaan. Aaron gaan dan weer terug na die tent toe. Hy trek die linne klere uit wat hy aangetree het toe hy in die afsonderde deel agter die gordyn ingegaan het en los die klere daar. Hy gaan was hom op 'n plek wat daar voor eenkant gehou word en trek weer sy gewone klere aan. Hy gaan terug en bring offers wat hy op die altaar verbrand namens homself en die volk. Daardeur word hy en die volk vergewe vir hulle sondes en kom daar weer vrede met die Here. Hy sorg dat die diere se vet heeltemal wegbrand op die altaar. Wanneer die man wat die bok in die woestyn gaan injaag het terugkom, moet hy eers sy klere en homself gaan was voordat hy weer in die kamp kan ingaan.
Die karkasse van die bil en die bok wat vir die sonde geslag is en waarvan die bloed in die afgesonderde deel agter die voorhangsel gebruik is om vrede te bring, moet dan uit die kamp weggevat word. Dit moet met vel, vleis, binnegoed en al daar buite die kamp verbrand word. Die persoon wat dit verbrand, moet na die tyd eers sy klere en homself was, voordat hy weer in die kamp kan terugkom. Julle moet elke jaar op die 10de dag van die 7de maand 'n dag hê waarop julle niks eet nie. Julle moet daardie dag julle gedagtes laat gaan oor al die dinge wat julle verkeerd gedoen het. Niemand van julle, selfs ook mense wat van ander plekke kom en by julle bly, mag op daardie dag werk nie. Op daardie dag word daar vir julle sondes betaal. Julle word vrygemaak van al die skuld van julle sonde en daar kom weer vrede tussen julle en die Here. Dit is 'n dag vir die Here waarop julle alles net so moet laat staan om te vas en julle voor God te verneder. Dit is 'n afspraak tussen julle en die Here wat vir elke jaar vas staan. Die dienaar wat die Here daarvoor aangestel het en sy seuns wat hom later opvolg in die diens van die Here, moet elke jaar al hierdie dinge doen om vrede met die Here te maak. Hy moet vir die geleentheid sy spesiale klere aantrek en gaan vrede maak in die deel agter die gordyn wat vir die Here afgesonder is. Hy moet gaan vrede maak vir die hele tent waar die Here julle ontmoet en vir die altaar wat voor die tent staan. Hy moet ook vrede maak by die Here vir die mense wat by die tent werk en vir die hele volk. Dit moet 'n vaste datum op julle kalender wees, dat daar eenmaal elke jaar 'n dag van vergewing van sonde en vrede vir Israel sal wees. Moses het presies gedoen soos die Here gesê het.